welkom by vanaand se saamsluiting. Ekskuus. Ek moet wel verskoning vra, jy het my bietjie gou onkant gevang, alhoewel ek vergeet het, was maar 'n bietjie rowwe week en op die stadium van die naweek is ek geseënd om bietjie hier in Franshoek weer te wees en ja, ek kon gelukkig nie die toerusting saam met my gehad het nie, maar ons maak er die beste van. Ek gaan vra dat ons sommer net die oë sal sluit. Ja, Jong Vader, ons vra net vir die Gees sal lei en dat U in ons harte sal praat. Seën die Sabbat, ons bid in Jesus naam. Amen. Wat ek graag met julle wil deel, kom uit Markus 8. En ongelukkig het ek net my Engelse Bybel by my, so ek gaan dan in die Engels lees. En Markus 8 vers 34. En dit is 'n bekende stukkie waar Jesus ons roep om te sê om die kruis op te neem en om te volg. When he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, "Whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?" Goeie vraag, né? Wat sal jy gee om jou siel te red? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous, sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in his glory of his Father with the holy angels. En dis 'n baie eenvoudige, baie stelling direk reguit hoe God vir ons roep en sê dat in die dag wie vir my skaam is, vir hom sal ek skaam wees. En dis 'n vraag wat die Here ons vra. Want hier is die ding, daar's 'n baie duidelike stelling wat God maak en hy vra die vraag en dit is, ek dink die mees belangrikste vraag wat elke mens homself moet vra. Wat sal jy gee om jou siel te red? Wat sal jy prys opgee? Wat sal jy eendag as minag en waarde gaan stel? En wat vir my ongelooflik mooi is dat hoe Christus gegaan het en hy het daai prys betaal. Hy het gegaan en hy het bepaal wat is die waarde van die siel. Nou, natuurlik, die wet vereis dit. Die wet vereis dat bloed moet stort as die wet geoortree word. So ons waarde was nie vasgestel gewees as gevolg van onsself nie, maar wat die waarde wat die wet bepaal het. En Jesus het na dit gekyk en hy het gesê, ek sal my lewe gee. En so met hierdie roeptog, met hierdie challenge, met hierdie vraag wat Jesus gaan stel, waar hy sê, vat op die kruis, vat jou kruis op en volg my. Dit klink baie na dis 'n veel eisende verwagting wat Christus het van ons. Maar die interessante ding is, tog het hy die prys betaal. Tog het hy die kruis gevat en tot die dood toe, vir my, vir jou. En wat net soos ongelooflik mooi uitkom is, sy vraag aan ons is nie die vraag dat ons die prys self moet gaan dra nie, maar dit is eendag dat dit wat nodig is, wat jy moet doen om juis daai offer wat hy vir ons betaal het, te kan deursien in ons lewens. Wat is jy bereid om op te gee? Met ander woorde, dis eintlik regtig aan die minkant van die verhaal. En dis 'n vraag wat ek myself hierdie week nog 'n paar keer gevra het, is die hele tyd, Here, hoe oorkom ek dit wat ek mee sukkel in my lewe? Hoe oorkom ek, jy weet, al hierdie challenges soms, en hoe staan ek as 'n kind van God in hierdie donker wêreld? En dit is moeilik, kom ons wees eerlik, dis ongelooflik challenging. En nog steeds gaan Christus en hy soos, ek het die groot werk gedoen. En bo dit, self om ons kruis op te tel, soos wat hy ons aanmoedig en vir ons sê, dat as ons nie vir hom skaam is nie, gaan hy ons naam voor die Vader gaan getuig, gee hy vir ons ook nog die krag om dit te kan doen. So ons is in absoluut glad nie alleen in hierdie verhaal nie. Nul. Dis Christus en Christus deur ons. En ek dink dis die hoop, dit is die besefenis dat wanneer Christus die vraag vir ons vra, wat is ons bereid om te doen om ons siel te red? Is dit nie 'n vraag van jy's alleen en figure dit uit nie. Dis 'n stelling van, kyk hoe ver het ek klaar gegaan om dit vir jou te doen. Wat is jy bereid om te doen? En dit is my gebed aan elkeen, dat in hierdie Sabbat wat ons beweeg, dat mag ons besef, die groot offer wat Christus vir ons gemaak het, maar meer as dit ook net,
dit wat hy van ons vra, wat hy vir ons bied, is meer as wat hierdie wêreld kan bied. En net soos julle kan sien hier by die mooi plek wat ek is, en ek het nou spesifiek hier kom staan, ek wil niemand jaloers maak of bewys nie, maar as ek gaan kyk na wat die Here vir ons geskep het, wat hy gedoen het, wat hy mee besig is, as hierdie vallige wêreld is, dit is wat hy vir ons gegee het, hoeveel nog meer vir dit, vir hulle wat hy lief het, wat hy voorberei het. En ja, daar's baie mense wat dalk nie geseënd is om in so 'n plek te kan sien nie. Ek weet dit, ek is bewus daarvan. En hier is die moed vir jou wat ek wil gee, is dat sulke plekke bestaan vir sondige mense. Wat nog meer vir hulle wat in hom klou, hulle wat hulle lewe, hulle kruis opgetel het, wat nog meer vir hulle berei hy voor. En klou daaraan vas. En ja, ons gaan partykeer deur challenges, ons gaan partykeer deur die skaal van die dood. Maar ons weet die volgende, ons is nie alleen nie. En vir jou daar buite, dis my boodskap, dat wanneer jy jou kruis opvat en dra, is jy nie alleen nie. Want Christus het dit vir jou klaar gedoen. Al wat hy net gevra is net, 'n totale oorgawe aan hom te vertrou, om juist die werk wat hy begin het, deur te sien in jou. Sodat wanneer hy juist op die wolke kom, jy juist na die beter land toe gaan wat hy vir ons voorberei. En mag ons elkeen onsself daar bevind. Dis my gebed in Jesus, u groot en heilige naam. Kom ons bid. Ja, Vader, terwyl ons nou net kortliks vinnig gesels het, is die topik wat ons bespreek ongelooflik groot. En so vir elkeen, Here, wat ook al die kruis is wat hulle moet optel, myself insluitend, gee ons die krag om te kan doen. Gee ons die moed, die hoop, om te kan staan vir U. Ja, mag ons U naam geheilig. Vergewe asseblief ons sondes. Dis my gebed in Jesus, u groot en heilige naam. Amen.